Goeiedag. In Johannes 19 vers 17 tot 18 lees ons: Jezus het self die kruis gedra en het uitgegaan na die sogenaamde Kobienplek, in Hebreeus Golgotha genoem. Daar het hulle hom gekruisig en saam met hom twee ander, een aan elke kant met Jezus in die middel. Alles in die Paasverhaal tot dusver het tot hierdie oomblik gelei. Jezus is verraai, gearresteer, geslaan en bespot, en toe het hy sy kruis na die plek van teregstelling gedra. Dieselfde skare wat hom met palmtakke verwelkom het toegekyk hoe hy onder die gewig van die houtkruis struikel. En tog, selfs in sy lyding was Jezus nie verslaan nie. In plaas daarvan het hy sy doel vervul. Op Golgotha is Jezus aan die kruis vasgespijker en opgehef, sodat die wêreld dit kon sien. Die onskuldige seun van God het die dood van 'n misdadiger in die gesig gestaar. Jezus het nie vir sy eie sondes gesterf nie, want hy het niks gehad nie. Hy het vir ons gesterf. Die gewig van die wêreldse gebrokenheid, die las van sonde en die straf wat ons verdien, was alles op hom geplaas. Tog was dit nie net 'n daad van onreg nie, dit was hoofsaaklik 'n daad van liefde. Selfs in sy laaste oomblikke was Jezus se fokus op vergifnis teenoor sy laksmanne. Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, sê Lukas 23 vers 34. Toe na ure van pyn het hy uitgeroep, dit is klaar. Johannes 19 vers 30. En daarmee het hy sy gees prysgegee. Terwyl hy dit gedoen het, het iets kosmies gebeur. Die aarde het gebewe, die lug het donkerder geword en die tempelgordyn het geskeur. Die grens tussen God en die mensdom is verbreek. Sonde is betaal. Die pad terug na God was oop. Jezus se dood was nie 'n ongeluk of 'n tragiese nederlaag nie. Dit was die vervulling van God se reddingsplan. Aan die kruis het hy ons plek ingeneem, ons sondes gedra en 'n weg gemaak vir ons om vergewe te word. Die liefde wat hy op daardie oomblik getoon het, is dieselfde liefde wat hy vandag aan ons bied. Maar die storie is nog nie verby nie. Neem vandag tyd om die gewig van Jezus se offerhande te voel. Dink na oor wat het hom gekos het om jou vry te maak. Dank hom dan vir sy liefde en oorweeg hoe jy liefde en vergifnis aan ander kan betoon. Kom ons bid saam. Jezus, dankie vir die kruis. Dankie dat jy my plek ingeneem het en die prys vir my sonde betaal het. Help my om nooit u offer as vanselfsprekend te aanvaar nie. Leer my om lief te hê en te vergewe soos u dit doen. Amen.